Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die oomblik toe Petrus uit die boot klim en op die water na Jesus toe begin loop, het hy 'n wonderwerk beleef. Maar toe is sy aandag afgetrek deur die sterk wind en hy het begin sink. Let op, dat dit nie die duiwel of demone was wat Petrus se aandag afgetrek het nie. Nee, dit was iets heeltemal natuurlik. Die wind. Natuurlike alledagse dinge, soos om rekeninge te betaal, kinders op en af te ry, die motor of die huis te herstel, kan soms ons lewens heeltemal oorweldig. Onthou jy nog in Lukas 14, van die man wat 'n groot maaltyd voorberei het en uitnodigings aan almal gestuur het om te kom. Een man se verskoning was: ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. 'n Ander een het gesê: ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. 'n Ander het weer gesê: ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die hindernis vir hierdie mense om na hierdie man se maaltyd toe te kom, was nie verskriklike sonde, demone of duiwels nie. Nee, dit was bloot net besig wees. Materialisme en verhoudings wat voorkeur bo Jesus gekry het. Baie van ons is so besig dat God net 'n nagedagte is. Jy het net nie die tyd om die wil van God te doen nie. Satan hoef nie eens moeite te doen met baie mense nie, want hulle is so vasgevang in die dinge van hierdie wêreld, dat hulle nie meer tyd het om op geestelike dinge te fokus nie. Leer by Petrus. Moenie jou wonderwerk en wat God in jou lewe wil doen verloor, as gevolg van dinge wat jou aandag aftrek nie. Dit was nie die duiwel wat Petrus gekeer het om iets wonderliks en onmoontliks te doen nie. Nee, dit was 'n natuurlike ding wat sy aandag afgetrek het. Dis oukei om sukses, oorwinnings en seëninge te wil hê, maar ons moet ons fokus op God hou. Soos die psalmdigter sê in Psalm 119 vers 37, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my lewend in U weë. Here, soms voel dit vir my asof my aandag in alle rigtings getrek word. Daarom kom lê ek vandag my hele skedule voor U neer en vra dat U vir my sal wys wat belangrik is en wat nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.